Hallo julle, is julle favourite, Friskie Maritski en kom ons vat nog 'n bietjie kyk na die Westin busongeluk tragedie van 1985. Eerstens wil ek baie dankie sê vir die mense wat gerespond het en op my DM's gerespond het om hulle stories te vertel. Wat ek in my vorige video genoem het is dat hierdie het gebeur 5 jaar voordat ek gebore is. En dit is baie interessant om as 'n joernalis steeds die geleentheid te kry om oor 'n event so tragies te kan skryf. En weet julle wat vir my die meeste uitstaan uit al hierdie interviews, was dat 40 jaar later dat die emosie, die pyn en die hartseer steeds so rou was soos die dag wat hierdie tragedie op plaasgevind het. Julle, so wat vir my interessant was, is ek het baie gaan research doen en bietjie gaan krap, en dit was my vreemd dat daar nie so baie inligting oor hierdie ongeluk is nie. Maar op is dit die Hoërskool Vorentoe Bus Accident Tribute Page, okay, het ek bietjie rondgekrap tussen die reports, en hulle sê to date, the cause of the accident has not been established. Okay, so hulle sê daar was niks fout met die bus nie, daar was niks fout met die tyres nie, hulle kon nie bevestig of daar 'n collision was nie, en hulle het selfs gesê dat die drywer van die bus, William Horn, 'n excellent busdrywer was. So, jy weet, na 40 jaar is dit nog steeds 'n mystery van presies wat het veroorsaak dat daardie bus oor daai brug in die dam ingery het. Spirit of Nice in a nutshell, gaan ek julle nog steeds in 'n nutshell vertel, en ek hoop en bid dat julle die actual story sal gaan lees in die koerant of op die web, want joernaliste sit hulle harte en siele in stories in, en hierdie storie het my hart baie geraak, en ek dink ek het dit fantasties geskryf, so julle beter dit gaan lees. Ek sal link in die comments sit, wanneer dit môre beskikbaar is, but let's get to it. So eerstens wat ek gesien het is dat vroeër hierdie week was so 'n bietjie kommer of concern dat die Graveside, wat is dit, Wespark begrafplaas, waar die 42 kinders wat oorlede is, begrawe is, of dit in 'n goeie kondisie sou wees, sou daar familie, vriende of survivors van die insident na die site toe wil gaan om dit te commemorate, okay? Wat ek wel gesien het is dat hulle het wel die gras kon sny, en dat daar geen offisiële event vir die dag gereël was, behalwe media gaan dit dek, want dit 40 is 'n groot getal, maar ek het ook gesien dat baie mense oor die komende naweek daarna toe sal gaan, om hulle respects te pay en huldeblyke te doen. Eerstens het ek met een van die heroes se dogters gepraat, okay? So Vanessa, haar pa was Petrus Johannes Hubert Skeepers, en sy het vir my vertel, jy weet, behalwe dat haar pa 'n medalje gekry het vir breiwheid en, is die een ding wat vir haar uitstaan, en haar pa's obviously nou oorlede, hy was op pad huis toe van werk af, hy was van die stad af op pad, kom ons sê, gesê, ek kan nie eens onder presies wat hy gesê, ek gaan lees dit in die story waar hy nou op pad is, maar anyways, en toe kom hy af op hierdie toneel, en hy was op 'n motorfiets, en hy het basically van die fiets af gespring, nie eens geworry of die ding behoorlik gestop het nie, sy klere begin uittrek, nie alles nie, en in die damme gespring, en 6 kinders se lewens gered het. Een ding wat my hart baie gebreek het, is dat sy gesê, jy weet, baie mense het nie geweet oor hoe dit hom geïmpak het nie. Jy weet, hy het nagmerries gekry van hoe hy probeer die kinders, en hy kon net 2 op 'n slag uithaal, en apparently toe hy die 3de keer afgaan, toe is hy so moeg dat hulle hom moes ook uithelp. Maar die nagmerries wat hy gekry het is van die kindertjies wat aan sy bene gryp, en hulle, die uitdrukkings op hulle gesigte. So ja, julle, dit is, you know, een van die untold stories wat nie almal, jy weet van die Westin bus tragedie nie. Ek het ook met 'n vroutjie gesels wat se man destyds in die Special Force was, Warrant Officer Louis van Rooyen. En sy het vertel, jy weet, sy sal nooit daai dag vergeet nie, want sy kon onthou haar man het haar gebel en sê, luister, daar het kinders in die dam ingeval en hulle moet, jy weet, gaan help om die kinders te rescue. En hy was een van die divers wat gehelp het om hierdie kinders uit die dam uit te haal, en jy weet, sy het ook gesê, weet, hy het vir haar na die tyd sê dat, jy weet, dit is die toneel wat hom die meeste geruk het, en jy weet, wat sy ook gesê het is, jy weet, na die tyd om te sien hoe
hoe dit in iemand raak wat gewoond is om met, kom ons sê, jy weet, high pressure situasies en dit te deel, aangesien hy deel was van die polisie se spesiale eenheid. En ek dink die storie wat my hart die meeste gebreek het, was die storie van Annette Labuschagne, skus julle. So haar sussie het verdrink op hierdie dag en sy was eerstejaars en sy het die dag nie lekker gevoel nie. Toe gaan sy vroeg huis toe na ouma toe wat 'n straat van hierdie dam af bly. In fact, hulle kon van die agterplaaswerf af in die dam en kyk. En jy weet, eers toe wag sy, want sy het sê, weet jy wat, en ouma het gevra, gaan winkel toe, koop vir ons melk, en sy sê, kom ek wag vir my sussie, sy gaan nou hier wees. En toe hoor hulle iets, en toe hulle by die venster uitkyk agter, toe sien hulle dat iets gebeur by die dam. En Annette het dam toe gehardloop, en toe sy daar kom, toe het sy basies gestaan en kyk, hoe nie net haar kleiner sussie, maar ook van haar pelle, verdrink het, en hoe hulle, jy weet, gerescue is, en sy basies niks daaraan kon doen nie. Die ding van die storie wat my die meeste geraak het, is hoe sy vertel het, jy weet, haar sussie se naam was Rita, en dit was die sussie wat almal gesê het, lyk soos prinses Diana. En sy het sê, jy weet, haar ma kon nooit met haar sussie se verdrinking vrede maak nie. Jy weet, soveel so, dat sy in 'n diepe depressie ingegaan het, en dat sy byvoorbeeld na haar dood, in die aande nog steeds vir kos gemaak het, of vir kos vir inskep, en waar hulle vir hom sê, ma, Rita is dood, sy gaan nie huis toe kom nie. En dit het my hartjie gebreek. Dit kan julle ook in die storie mee in môre lees. Jy weet, daar is regtig soos hierdie eyewitness accounts wat ek bymekaar gemaak het, en stories van elke angle af van hierdie tragedie, jy weet, en mense sou gedink het, jy weet, dit is 40 jaar later, en. Maar hier kom die sissies, die vriende, iemand anders wat ek interview het, was Arnel. So Arnel het op daai dag, nie net 'n niggie verloor nie, maar haar beste vriendin wat Rita was, okay? En sy was by die huis gewees, en sy het nie die bus gevat nie. Okay, hulle het huis toe gestap. En haar tannie het haar ma gebel om te sê, luister, die bus het in die dam geval, want die niggie is daar binne, en dis toe sy ook na die dam toe hardloop, en ook basies dieselfde ding sit en staan en kyk. Net 'n stukkie van die bus het uitgesteek oor die water. Ek bedoel, daar het barmhartige Samaritane of weerhuis gekom en ingespring en die kinders probeer help. Jy weet, hulle vertel van hoe die paaie afgekorden was, en jy weet, hoe die lyke in rye gepak was. Sy het vir my selfs vertel, jy weet, van hoe moeilik dit was, die volgende dag toe hulle by die skool was, en hulle gedurende die saal, jy weet, een vir een die kinders, wat het nie gemaak het nie, sy name genoem het. So julle, 40 jaar later, 42 leerlinge, en jy weet, die ding wat vir my die mees uitgestaan het van hierdie storie is dat baie mense met wie ek gesels het direk, en of die mense wat op my video's gecomment het gesê, hulle sal hierdie dag nooit vergeet nie. Van die reuk tot wat hulle daar gesien het, jy weet, en dit is definitief een van, ek sou sê, die grootste tragedies van ons land gewees. So anyways, julle, liefde en vrede vir al die familie, vriende en survivors van die Westdene bus ongeluk. En dankie dat julle saam geluister het. Maybe comment hier onder en wys net julle support. Dis nie in 'n nutshell. Niet Frisky Mariski.